Goeiemôre broeders en susters en kinders. Vir baie verrassing, ons het nie krag by die kerk nie, maar ek weet hier in die blok af is die ander mense ook sonder krag. So ons hoop maar dit kom aan voor vanaand. Kom ons sit so en dan raak ons 'n oomblik stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word hier ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here deur saam te sing Skrifpruiming 12:3, waarin ons ook bely dat God is die bron van alles wat goed is in ons lewe. Daarna bly ons staan om ook ons geloof saam te kan bely. Ons bely ons geloof vanoggend in die woorde van die 12 van die geloofsbelydenis van Sia en ons elkeen kan dit in ons hart ook gelowig saam spreek. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons sing net nou uit Psalm 25 uit vers 2, leer my Heer u regte weë.
En dan is dit belangrik dat 'n mens onthou wanneer ons na die 10 gebooie luister elke Sondag, ook hier in ons erediens, dan is dit die manier hoe God self vir sy volk, maar ook vir ons, die volk van die Nuwe Testamentiese kerk, geleer het. Dis hoe hy wil hê ons moet lewe. Dis die regte weë wat hy vir ons voorskryf. So kom ons luister vanoggend dan met daardie gesindheid weer na die 10 gebooie en dan antwoord ons daarop met die sing van Psalm 25 vers 2. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wet van die Here. Kom ons sing nou saam terwyl ons so sit, Psalm 25 vers 2. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, almagtige, ewige, troue God. Aan U alleen kom toe die lof, die eer en die aanbidding van ons harte. Maar nie net ons harte nie, die hele skepping moet tot U lof ook 'n loflied laat weer klink. Daarom wil ons vandag ook
aan U die eer gee vir alles in ons lewens. Daarom is ons vandag ook in 'n erediens bymekaar. Om juis deur ons saamwees vanoggend U heilige naam te verheerlik. Maar wanneer ons voor U kom staan, en ons hoor U woord en ons hoor die evangelie, en ons luister na die 10 gebooie, dan moet ons ook bely dat sonder U genade kan ons nie lewe nie. En besonder U genade wat daar is in Christus Jesus ons Here. En daarom vra ons dat U ook vanoggend, waar ons na U woord ook nou gaan luister, dat U vir elkeen van ons weer opnuut bewus sal maak van daardie genade waarin ons leef. Waar ons na ons Here Jesus se eie woorde gaan luister, dat ons daarin ook sy stem sal hoor en in gehoorsaamheid daaraan sal leef. Want ons is sondaar mense, wat sonder U genade in niks stand kan hou nie. Ons bid vanoggend ook dan vir ons broers en susters wat siek is, wat hartseer is, wat alleen is. Ons dra elkeen aan U troue Vader sorg op. Ons bid ook vir ons land, ons regering. Ons weet daar's baie dinge wat ons onrustig maak, hartseer maak, kwaad maak. En daarom kom ons na U toe en vra dat U ook daarin ons genadig sal wees. Ons bid nie net vir onsself nie, ons bid ook vir die kerk oor die wêreld heen versprei. Ons dink in besonder aan ons broers en susters in oorloggetuisterde gebiede, mense wat daardeur geraak word. Ons vra dat U daar ook U hand van bewaring oor ons geliefdes sal hou. Ons vra ook dat U vandag oor die hele wêreld die blye boodskap van verlossing sal laat weer klink en dat mense daardeur na U toe teruggeroep sal word. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons luister broeders en susters na die volgende gelykenis. Ons het al gekyk na die gelykenis van die verlore skaap, van die verlore muntstuk, die gelykenis van die verlore seun en vanoggend dan in Lukas 16 die gelykenis van die oneerlike bestuurder. Nou hierdie is een van die moeiliker gedeeltes in die Bybel wat mense maklik verkeerd kan verstaan. So mens moet baie mooi luister as jy na die gelykenis luister. Dit is Lukas 16 vanaf vers 1. Jesus het vir sy disippels ook gesê, 'n ryk man het 'n bestuurder in diens gehad en die is by hom aangekla omdat hy sy geld verkoos het. Hy ontbied hom toe en sê vir hom, "Wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake, want jy kan nie langer bestuurder wees nie." Die bestuurder dink toe by homself, "Wat moet ek nou doen? Want my werkgewer neem die bestuurderskap van my af weg. Vir handearbeid sien ek nie kans nie en om te bedel skaam ek my. Maar wag, nou weet ek wat ek sal doen, sodat daar mense sal wees wat my in hulle huise sal ontvang as ek uit die bestuurderskap ontslaan is." Toe roep hy sy skuldenaars. Toe roep hy die skuldenaars van sy werkgewer een vir een en vra vir die eerste, "Hoeveel skuld jy my werkgewer?" Hy antwoord 100 vate olyfolie. Toe sê hy vir hom, "Vat jou skuldbewys, gaan sit en skryf gou 50. Daarna vra hy vir 'n ander
En hoeveel skuld jy? En hy antwoord 100 sak koring. En hy sê vir hom, vat jou skuldbewys en skryf 80. Die werkgewer het die oneerlike bestuurder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. Die mense van hierdie wêreld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig. En ek sê vir julle, gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak, sodat daar wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige woning sal ontvang. Wie in die kleinste dinge betroubaar is ook in die groot dinge betroubaar. Wie in die kleinste dinge oneerlik is ook in die groot dinge oneerlik. As julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toe vertrou? As julle met 'n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal dan iets aan julle gee om as julle eie te besit? Geen huisbediende kan vir 2 baase te gelyk werk nie, want hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of vir die een meer oor hê en vir die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Dit dan vanoggend ons teksgedeelte en vanoggend dan in besonder vers 8. Die werkgewer het die oneerlike bestuurder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. Die mense van hierdie wêreld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig. Dit dan ons teksgedeelte. Nou ek dink ons almal hoor waaroor gaan dit hier. So dalk ter wille van ons kinders, wanneer ons in die Bybel die woord mammon hoor. Mammon is wanneer mense geld aanbid. Wanneer hulle dink geld kan hulle help. Geld kan die wêreld vir hulle beter maak. En hier sê die Here vir ons, jy kan nie God en Mammon dien nie. Met ander woorde, jy kan nie die Here aanbid en ook God geld aanbid nie. Kom ons sing nou eers saam, broeders en susters, en die rede hoekom ons Psalm 67 saam sing, want dit sê vir ons, waar kry ons alles waarvan ons lewe vandaan? En hier staan in Psalm 67 vers 3, die aarde het sy vrug gelewer, ons sal deur U geseënd wees. U sal ons seën, U die gewer, sal al wat leef eerbiedig vrees. En daai gewer is met 'n hoofletter geskryf en dit sê vir ons, alles wat ons van lewe, gee God vir ons. So kom ons sing saam in Psalm 67, ons sing al 3 die verse saam.
Vanoggend broeders en susters, 'n baie eenvoudige vraag aan elkeen van ons. Hoe gebruik jy dit wat God aan jou toevertrou het? Ons het nou pas gesing, God is die gewer, en die vraag is, hoe gebruik jy dit wat God aan jou toevertrou het? Want dit is die vraag waarvoor Jesus ons stel in die gelykenis van die oneerlike, onregverdige bestuurder. Ons kan dit ook anders vra, is jy slim? Is jy slim in die aanwending van dit wat God vir jou gegee het? Want onthou, dit wat jy hier doen, dit wat jy vandag doen, het ewigheidswaarde. En ek dink min van ons dink regtig so daaraan, dat alles hier op die aarde wat ek het, alles wat ek ontvang en alles wat ek daarmee doen, het ewigheidswaarde, het 'n invloed op die toekoms. Want ons lewe vandag nogal ingestel op hier en nou, op die aardse lewe. En dit veroorsaak dat jy maklik perspektief verloor en vergeet, maar daar's 'n ewigheid wat wag. En daarom gebruik ons aardse lewe en lewensmiddele wat God vir ons gegee het, baie maklik op 'n verkeerde manier. In die eerste plek waar hierdie verkeerde manier na vore kom, is in ons ingesteldheid, ons benadering tot aardse middele. Kom ons sê maar net tot geld. Want dit gaan nie net oor geld nie, maar dit gaan oor alles wat ons het om van te lewe, alle stoffelike gawes wat God vir ons gegee het. Hoe gebruik ons hierdie dinge in ons daaglikse lewe? Wel, die oneerlike bestuurder in die gelykenis wat Jesus vir ons vertel het, staan daar het 'n slim ding gedoen om vir hom vriende te maak. Hy het 'n slim ding gedoen om vir hom vriende te maak. Nou, daar's baie al gepraat oor sy slimmigheid, want eintlik is daar 'n ander woord daarvoor ook, hy was 'n skelm gewees. Maar so staan dit ook in vers 8, die werkgewer het hom geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. Nou, daar's baie mense wat hierdie buite konteks sal vat en sy ooglopende diefstal sal goed praat. So asof God wil hê mense moet nou ander mense besteel ter wille van hulle self. Nou dit op sigself weet ons is absolute nonsens, God sal dit nooit sê nie. So as mens na die gelykenis kyk, dan moet jy mooi kyk daarna en kyk wat Jesus se bedoeling was om hierdie man se skelmstreek aan ons bekend te maak. Wat wil Jesus daardeur vir ons leer? Wat Jesus wil beklemtoon is dat hierdie man het op 'n slim manier te werk gegaan met die middele wat tot sy beskikking was om vir hom vriende te maak. Vriende wat hy geweet het vir hom sal moet sorg die dag as hy sonder 'n heenkome sit. En hoor hoe mooi sê Jesus dit, hy sê die mense van hierdie wêreld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig. Die mense van hierdie wêreld is mense soos die oneerlike bestuurder, die onregverdige bestuurder. Hierdie man het sy baas se eiendom wat aan hom toevertrou was, wat hy moes bestuur en moes oppas, het hy presies dieselfde mee gedoen as wat ons in die vorige gelykenis gehoor het van die jongste verlore seun wat sy pa se goed gaan verkoos het. Hierdie is amper nog erger, hy het sy baas se goed gevat, sy ryk baas se goed gevat en dit gaan mors, deurgebring. En so erg het hy te kere gegaan dat die stories by sy baas uitgekom het en die hom toe roep en sê, maar nou gaan jy verslag doen oor wat jy gedoen het en nadat jy klaar is,
gaan jy loop, dan se klaar met jou, dan werk jy nie meer vir my nie. En dadelik sit hierdie ou en hy dink by homself, wat gaan die toekoms vir my inhou? Dis dalk 'n belangrike vraag wat elkeen van ons ook vir onsself kan vra. Wat gaan die toekoms vir my inhou? Hierdie man kom uit by die slotstem of harde werk met sy hande, en as hy dit nie kan kry nie, gaan hy moet bedel en dit gaan 'n skande wees vir hom. En hy sien nie kans daarvoor nie, en dan maak hy vinnig 'n plan. Hy weet wat hy gaan doen sodat hy vir hom vriende kan maak wat hom in hulle huise sal ontvang wanneer hy sy werk verloor. En kyk hoe slim is die man. Hy is so slim dat hy eintlik die bewyse van sy oneerlikheid verbloem. In die eerste plek roep hy die skuldenaars van sy eienaar of van sy baas een vir een. Hy vat hulle nie saam nie, want hy weet as hy hulle 2-2 dan sal getuies, maar as hy hulle een vir een vat, dan is daar nie getuies nie. Hy praat alleen met elkeen van hulle. Dan skryf hy die helfte van 'n aansienlike bedrag van wat hulle skuld, skryf hy af en sê skryf gou nuwe skuldbewyse. En dan vernietig hy die vorige, die oorspronklike skuldbewyse. En so verbloem hy sy skelmstreek. En wanneer sy baas daarvan te hore kom, is daar eintlik niks wat die baas kan doen nie, want dit staan op papier wat die mense omskuld. Al wat vir hom oorbly is om te erken dat hy met 'n skelmstreek gevang is. Hy kan niks anders doen as om hierdie slim ding te prys nie. So sê Jesus, werk die wêreld. En ek dink nie ons almal hoef ver te gaan soek na voorbeelde van dis hoe die wêreld werk nie. Met slimmigheid. Maar dis juis ook op hierdie vlak wat die toepassing van die gelykenis lê. Want sê Jesus, so tree mense van die lig nie op nie. Wie's mense van die lig? Ek dink ons almal sal sê, ons is mense van die lig. Ons is mense wat Jesus Christus bely. Ons is mense wat glo dat hy die lig is wat na die wêreld toe gekom het. Die lig wat die duisternis nie kon uitdoof nie. Die lig wat die duisternis van die lewe uit ons lewe uit verjaag het. En daarom wil ons ook in sy lig lewe. So mense van die lig is mense wat bely dat Jesus die Christus is. En hy sê vir ons, julle moet ook slim te werk gaan met dit wat aan julle sorg toevertrou is. Dit is belangrik, hy sê, julle moet ook slim wees. Julle moet so daarmee werk dat julle vir julle vriende kan maak, sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in hulle ewige wonings sal ontvang. Is dit nie pragtig nie, broers en susters? Jesus sê vir ons, onthou, geld help nie altyd nie. In almal se lewe kom 'n dag wanneer geld eintlik niks help nie. Jy kan al die geld in die wêreld hê, dit gaan vir jou niks beteken nie. En die vraag is, wie's dan jou vriende wat hulle huis vir jou gaan oopmaak? En daarom sê Jesus, moenie dwaas te werk gaan met die oneerlike mammon nie. Nee, gaan kyk na daai oneerlike bestuurder en gaan leer 'n les by hom. Want hy het so te werk gaan dat daar mense was wat hulle huise vir hom moes oopmaak. Ons moet so te werk gaan. Dat ons ook vriende het wat hulle huis vir ons oopmaak. Maar nie net gou-gou oopmaak nie. Jesus praat spesifiek van 'n ewige woning. En ek dink dit sê klaar vir ons. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor God. Vriende met ewige wonings,
Die enigste vriend wat dit vir ons kan gee is Jesus self. 'n Plek in die huis van ons hemelse Vader. En dis juist die belofte en die troos van die gedeelte. 'n Belofte om te kan weet, 'n troos om te kan weet dat jou karakter voor God word glad nie bepaal oor die hoeveelheid van aardse besittings wat jy het nie. Glad nie. Vir God gaan dit oor die manier hoe jy dit gebruik. Vir 'n kind van God, en Jesus sê dit ook hier, is dit die kleinste, die minste belangrikste. En ons almal sê dit vir mekaar. Baie keer sê ons dit vir mekaar, dis die kleinste, dis die minste belangrikste, is geld in die lewe. Maar, tog sê Jesus, as ons nie in die kleinste dinge getrou is nie, hoe kan ons in die groot dinge getrou wees? Want alles wat ons in die wêreld besit, behoort aan God. Hy is die skepper daarvan, hy het dit aan ons sorg toevertrou. So het ons dit ook gesing, hy seën ons daarmee. Met dit wat ek vandag het, is ek deur God geseënd. Maar juist daarom wil God hê ek moet dit tot seën van myself, is belangrik ook tot seën van jouself gebruik, en tot seën van die mense rondom my gebruik. Seën in die opsig, dat dit wat ek daarmee doen, tot die eer van God in my lewe sal dien. En daarom sê hy dan ook, as ons in hierdie lewe nie getrou kan wees nie met die geleende goed verstandig kan wees nie, wie sal vir ons iets gee om as ons eie te besit? Hoe sal ons die hemelse rykdom, die hemelse oorvloed kan hanteer, as ons nie eers die aardse kan gebruik nie? So dit maak nie saak hoe baie of hoe min ons het nie. Hoe onbenullig of hoe belangrik geld en besittings vir ons is nie. Ons moet nooit ons verantwoordelikheid in opsigte van aardse dinge ligtelik benader nie. Ons kan nie ligtelik daarmee omgaan nie. Dit is eintlik 'n saak van erns in ons diens aan God. Jy kan dit nie skei van jou diens aan God nie. Want sê Jesus, jy kan nie vir twee baase te gelyk werk nie. En dis die vraag, vir watter baas werk jy? Hoe gebruik jy dit wat God aan jou toevertrou het? Is jy slim in jou aanwending daarvan? Onthou, elke keer, dit het ewigheidswaarde. Ewigheidswaarde. En dit beïnvloed jou lewe, jou toekoms so ingrypend, dat jy nooit die grootsheid daarvan kan besef nie. Is jy besig om vriende te maak, wat jou in hulle ewige woning sal ontvang? Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, elke dag voordat ons eet, sê ons vir U dankie, Here, vir die kos wat U vir ons gee. Sê ons vir U dankie, Here, vir die huis waarin ons kan bly, die bed waarin ons kan slaap. Sê ons vir U dankie, Here, vir U seëninge in ons lewens, ook stoffelike seënings. Wanneer dit reën, dan loof en prys ons U. Wanneer ons gesond word, dan dank ons U. En elke dag moet ons vir onsself vra, hoe gaan ons dit wat U vir ons nou gegee het gebruik?
om U naam te verheerlik. Daarom bid ons vandag ook, soos ons Here Jesus Christus ons geleer het om te bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. En dat ons dit ook sal gebruik om U naam te verheerlik. Amen. Daar is nou geleentheid om liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Daarna gaan ons saam sing uit Psalm 4 uit. Psalm 4 vers 4 staan daar: U het my hart meer vreugde gegewe as wat anders smaak in volop tyd, as al deur skyngeluk verhewe, by mos en koring lustig lewe, en fees hou in kortstondigheid. Ek sal gerus gaan slaap in vrede, en ongestoord lê ek my neer, want U alleen verhoor my bede, U waak oor my in teenhede, dat ek kan veilig woon, o Here. Kom ons staan, ons sing Psalm 4 vers 4, waarna ons die seën van die Here ontvang. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.
Baie dankie broeders en susters, enkele afkondigings vanoggend. Daar's goeie nuus, daar is tee vanoggend. So al is die krag af, daar is warm water en daar is tee en ietsie om te eet ook. So ons is welkom om vanoggend tee te gaan drink. So kom al die susters ook uithardloop. Hulle gaan kyk dat die gas gewerk het. So ons gaan vanoggend dan ook tee drink. Dan die verjaarsdag vir die week. Vandag word aan die Rita Meiburg 89 en môre aan die Elna Verviers 85. En ons wil vir hulle en vir almal wat hierdie week verjaar, daar's 'n paar van hulle hier vanoggend, wil ons die seën van die Here toebid op 'n nuwe lewensjaar. Dan broeders en susters, daar is katekisasie vanoggend, maar voordat ons katekisasie het, soek om Pietie voor in die kerk sit. Die susters het vir hom gevra om net iets vir die gemeente te sê. Broeders en susters, is altyd vir my vreemd as die susters my vra om te praat. Maar ek doen dit maar vir hulle. Ons wil net namens die susters vir die gemeente sê, baie dankie vir elkeen wat 'n bydrae gelewer het tot gister se saamtrek. Die mense wat blikkies gebring het, mense wat geld gegee het, mense wat kom werk het. En dit was nie net susters nie, dit was broeders ook. Ons het werklik gevoel, ons wat nou betrokke was daarbey, dat in hierdie tyd die hele gemeente betrokke daarbey was en graag wou wees. En dit is hoekom my susters gevra het, ek moet u bedank. Uit die hart uit, ons maak nie onderskeid tussen wie wat gedoen het nie, hulle wil dit ook nie so hê nie, maar baie dankie, want dit is hoe 'n gemeente werk. Maar ek het wel opdrag gehad om 'n onderskeid te maak. En ek moet vir Dominee Thuis en vir Lindy sê baie dankie, want hulle het, broeder Johan de la Guerre sê altyd, jy moet voorvat. Nou hulle het voorgevat, al die pad. Die afgelope jaar wat ons daar gewerk het. Hulle was vir ons 'n motivering en 'n dryfveer. Dominee Thuis moes 'n paar keer hy executive decisions vat, maar hy het dit gedoen as ons nou 'n bietjie vashak. Baie dankie daarvoor Thuis. En dan ook Lindy sy was altyd so ons gemotiveer en sy het nie altyd die kans gehad om te kom werk nie, maar sy het ons gemotiveer met haar blye dinge wat sy altyd doen. U ken haar. Baie dankie Dominee. Lindy is nou daar agter by die tema. Ons as gemeente waardeer dit ook.